Dr. Christo Nodee. Dr. Christo Nodee is ons man wat met ons praat in sy praatjie Sout en Peper. Dr. Christo Nodee is 'n pastorale beraader, maar hy is ook natuurlik 'n leraar by 'n gemeente. So half afgetree, maar partykeer nog meer voltyds as afgetree. En ons is baie dankbaar dat Christo met ons tyd maak en tyd gee om te praat. Vanoggend praat hy met ons oor die tema, hoe lyk geestelike volwassenheid? Nou ja, geestelike volwassenheid het sekerlik 'n groot betekenis, want volwassenheid kan nie kom sonder groei nie. Goeiemôre Christo. Goeiemôre Willem en goeiemôre luisteraars. Ja, is lekker om weer vanmôre te kan gesels. En juist oor die tema wat ek dink wat baie belangrik is, oor hoe geestelike groei moet eintlik lei tot geestelike volwassenheid. Dankie, jy het dit mooi aangedui. So ons gaan vandag so 'n bietjie daarby stil staan. Ek dink baie keer praat ons oor geestelike groei, maar sonder om dit te definieer en te verifieer. So, vat ons so 'n bietjie op hierdie reis, Christo. Miskien begin net ergens dat ons net 'n vasdraplek kry. Waar begin ons met hierdie reis? Willem, ek wil so 'n bietjie by Paulus gaan stil staan. En in sy boek Efesiërs het hy 'n baie mooi verdeling. Efesiërs het 6 hoofstukke en die eerste 3 gaan eintlik oor die teorie van die godsdiens, as hy sê dat Christus het gekom, hy moes sekere pad loop om te kan kom waar hy gekom het, en terwyl hy op aarde was, moes hy sekere taak en doel bereik, en dit is om uiteindelik aan die kruis te sterf, sodat gelowiges gered kan word. En dan in hoofstuk 4, 5 en 6 sê hy, nou hoe lyk hierdie geredde lewe? En dan praat hy daaroor oor wat is die dinge wat in die geestelike lewe van elke persoon moet gebeur, en hoe moet die gesinne lyk, hoe moet werknemer, werkgewer lyk, en dan sluit hy af en sê, maar ons elkeen moet die wapenrusting aantrek, Efesiërs 6, om op ons pos staande te bly. Nou, voordat hy van die teorie na die praktyk toe beweeg, is daar 'n gebed wat hy bid, en die gebed help my so bietjie om iets te verstaan van geestelike volwassenheid en wat nodig is, dat 'n mens uiteindelik hierdie pad kan stap, wat Christus vir ons aandui, en wat hy vir ons meer begelei in 4, 5 en 6. En ek gaan vanoggend so 'n bietjie stil staan hier by Efesiërs 3 vers 14 tot 21, en dat ons net so 'n bietjie kyk daar, wat is die elemente wat belangrik is, en hoe kan ons dit in ons lewe indra? So, jy wil eintlik sê, dit wat hy opdra aan die Here, dit wat hy bid, gee vir jou 'n aanduiding van dit wat op sy hart is, nee? Ja, Willem, dit is vir my 'n baie mooi manier hoe Paulus kom en eintlik met gebed die geestelike volwasse proses na die Here toe bring en sê, Here, hier is dit, bewerkstellig dit in mense se lewens. En hy onderskei 'n klomp elemente daar van wat nodig is om dit dan te kan bereik, en ek wil hierdie elemente so 'n bietjie vandag uitmekaar uithaal, en dat ons so 'n bietjie daarna kyk. Goed, waar begin ons? In vers 14 tot 21, miskien moet ek maar die teksgedeelte lees, terwille van die verstaan daarvan, en dan so 'n bietjie stil staan by van die verskillende elemente. Daarom kniel ek in die gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus
deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. So, in daai gedeelte kom hy en hy gaan so 'n bietjie verder daarna ook en hy sê, en ver bokant wat ons dink om te bid of bid, dit kan God al vir ons gee. Maar ek wil nie by daai gedeelte stil staan nie, ek gaan net by hierdie paar verse wat ek nou gelees het, gaan ek stil staan. En dan die gevolgtrekking wat mens maak hieruit is dat Paulus praat hier van Gods volk. Dit dring hom op sy knieë om geld vir God self te vra dat die rykdom van die boodskap van sy volheid nie net deur hulle geken word nie, maar dat dit deur alle gelowiges nog veier besef sal word. Hy wil hê dat ons sal verstaan dat gelowiges is 'n familie, want hy kom hier en hy sê die familie is deur God bymekaar gemaak, die Vader. So hy raak familiêr en hy sê daar's 'n Vader wat ons bymekaar maak. So dit is nie sommer maar net ek wat inskakel en inslot en op 'n manier betrokke wil raak en skielik op 'n dag sê ek, okay, nou wil ek geestelik groei nie. Nee, hier is 'n baie duideliker struktuur waar die Vader kom en nader staan en ons nader trek en vir ons sê, jy is deel van hierdie familie. En deel van hierdie familie, dis soos ons lyk, dis wat ons doen, dit is soos ons is. So ek dink daar is Paulus dan besig om iets wonderliks vir ons dan te bewerkstellig. En dan sê hy, die elemente daarvan is dat ons het innerlike krag nodig. Iets wat die Gees in ons harte bewerkstellig, wat die hoop in ons brandend hou. En die tweede ding wat ons nodig het, hulle het geloof nodig, want dit is hoe Christus 'n woonplek in ons harte kry, sodat hy werklik in elkeen kan woon. Daardeur kom het ons ook dat ons in 'n liefde gewortel is en gegrondves is. Ek wil hê ons moet so 'n bietjie kyk, wat beteken hierdie gewortel en gegrondves, wat onontbeerlik is vir die vrugdra wat ons moet dra. En dan kom Paulus en hy sê, hy bid vir insig, dat hoe verder die liefde van Christus strek, sluit dit al hoe meer mense in. Paulus beskryf die liefde van Christus as 'n driedimensionele kubus, wat ons hele werklikheid insluit. Paulus se beskrywing van die liefde as wyd, ver, hoog, diep, is 'n driedimensionele werklikheid. En dan bid Paulus dat ons as Christene Christus se liefde sal ken, dat ons dit sal ervaar, en dat ons heeltemal vervul sal word met die volheid van God. So dis die elemente wat Paulus hier vir ons benadruk. Jy het dit nou gesê, maar dit staan letterlik, toe jy dit sê, toe dog ek, ons dink, jy weet, Paulus kniel, of ons kan dink, maar dit staan hier. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader. Net so. Dis nie 'n gemaklike rondstaan en gesels nie. Hierdie is 'n erkenning, 'n posisie van erkenklikheid, van nederigheid wat hy inneem voor hierdie Vader, nê? Nee. Dit is heeltemal reg, dat Paulus wil vir ons kom vertel dat daar soveel eerbied as hy onder hierdie besef kom van wat word ontsluit wanneer ons in 'n verhouding met God is, dat dit eintlik vir hom op sy knie dwing en sê, wow, dis wonderlik, dis groot, dis fenomenaal, dat God so met jou en my se lewe, se werklikheid omgaan, en vir ons wil in hierdie lewe en in hierdie werklikheid eintlik 'n dimensie bybring wat ons nie voorheen gehad het nie.
En dit is die dimensie van wat beteken dit om gered te wees? Dit beteken nie net om hemel toe te gaan nie. Dis al jete, dis al maar karig en baie vlak. Nee, Paulus kom en hy sê, nee, Boeta, ek en jy gaan hier op 'n manier by die Here gaan sit en leer en luister en saamgeneem word op 'n reis wat eintlik vir ons verstommend gaan wees wanneer ons besig is met daai reis. En dis 'n reis wat nooit voltooi raak terwyl ons op aarde is nie. Maar dis 'n reis waarna ons kan uitsien, dis 'n reis waarvan ons moet deel raak. En as ons dit besef, dan ontsluit dit 'n hele nuwe wêreld en 'n werklikheid heel waarskynlik vir ons ook. Nou, op hierdie nuwe werklikheid wat jy nou nog met ons verder gaan deel, kom ons vat so oomblik en ons luister na 'n bietjie musiek. Dr. Christo Nodee gesels met ons oor die tema, hoe lyk geestelike volwassenheid? En spesifiek hanteer hy so 'n bietjie hier uit Efesiërs hoofstuk 3 vanaf vers 14, die gebed van Paulus. Christo, ek noem dit spesifiek want ek wil jou vra dat na aanleiding van die Sondag na Pinkstersondag is mos gewoonlik Drie-eenheid Sondag. En hier is dit nogal vir my opvallend dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees baie pertinent genoem word in hierdie gebed. Dat hy met die Vader praat, dat hy Christus aanroep en dat dit die krag van die Heilige Gees is. Vers 16, die Gees... Dankie Willem, ja, dis presies dit, ja. En die wonderlike is, ons leef nou in die bedeling van die Gees ook, want net voor dit het ons Pinkster gehad, waar ons in die NG Kerk baie mooi fokus op die uitstorting van die Heilige Gees, die werking van die Gees in mense se lewens, en wat alles bewerkstellig word. So ja, ons is in hierdie tyd, in die kerklike jaar, waar ons die werking van die Gees baie op fokus, maar dan ook weet dat die Vader en die Seun is eintlik deel van hierdie hele wisselwerking wat daar in ons binneste in plaasvind. Ek het jou eintlik nou in die reële geval, want jy is besig om ons te tel, hoe lyk die pad na geestelike volwassenheid? So, gaan asseblief voort. Ek is jammer, ek val jou telkens in die rede, maar ek wil jou so dan iets vra, net om kyk of jy daarom jou gedagtes by mekaar kan hou, jy weet. Willem, is lekker dat ons so saam kan kuier eintlik, en dat 'n mens kan gesels hieroor, so dankie vir jou insette en jou vrae, dis verruimend en verrykend. Wanneer ons dan nou kyk na hierdie eerste gedeelte, dan staan daar, ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. So met ander woorde, wanneer ons dan nou met geestelike groei het en geestelike volwassenheid toe gaan, dan beteken dit dat ons met 'n innerlike sterkte te doen het. En dat daai innerlike sterkte besig is om meer en meer te groei. So wat beteken dit dan nou? Hy praat hier van dat jy die krag sal kry. Die Heilige Gees is die ene wat krag gee. As ons kyk in Paulus, maak hy baie daarvan dat Christus deur die krag van die Heilige Gees opgewek is op die derde dag. Dat die Heilige Gees Christus geondersteun het in sy bediening op aarde deur kragtig mee te werk met wat Christus gedoen het, sodat dit verder gevat was en dat daar 'n wonderlike effek gekom het. So, hierdie hele wisselwerking tussen Christus en die krag, en die Vader en die Seun en die krag, dit is nogal merkbaar wanneer 'n mens met Paulus te doen het. En hierdie krag beteken dan nou dat dit die vermoë het om krag uit te oefen, die mag het om wonderwerke te bewerkstellig. So, soos Jesus hierdie soort krag kom wys het met sy bediening, met wonderwerking en genesing, het dit getoon vir ons dat die Heilige Gees teenwoordig was. En Paulus beklemtoon dat die evangelie self die krag van God is, wat verlossing bewerk,
met goddelike doeltreffendheid. Die opstanding is 'n definitiewe vertoning van Jesus se krag, wat die toekomstige opstanding van gelowiges en die omverwerping van alle teenstand by Christus se terugkeer sal waarborg. So met ander woorde, wanneer ons met hierdie krag te doen het, dan beteken dit, dis eintlik 'n beheerende krag. 'n Krag wat in staat is om te kan beheer uitoefen. So wanneer ons nou hiermee te doen het en dat die Gees ons krag sal gee, dan beteken dit hy sal krag op ons uitoefen om te kan wat? Wat moet daardie krag in ons lewens dan kom bewerkstellig? Want die gelowiges word deur die Heilige Gees bemagtig en in staat gestel om te kan getuig, om uithou vermoë te kan hê, om diensbaar te kan wees. Sodoende word die goddelike krag in die nuwe verbondslewe voortgesit. So met ander woorde, wanneer ons dan nou met hierdie krag van die Heilige Gees te doen kry, dan is daar 'n gewilligheid en 'n vermoë tot getuienis. Is daar 'n uithou vermoë wanneer dit nie altyd klop disselboom gaan nie, wanneer dit moeilik gaan, wanneer die mense in die land swaar kry, wanneer gelowiges in ons land deur moeilike tye gaan, dan kom die krag van die Heilige Gees oor ons. En hy sê vir ons, maar jy is deel van die familie. Jy is deel van 'n verbond. Jy het 'n Vader wat jou as gelowige in die familie ingetrek het. Moenie op hierdie stadium moedeloos word nie. Moenie te gou moed opgee nie. So daai krag is 'n bevestiging, 'n bemoediging wat nader kom. Maar nou sê Paulus vir ons volgende, hy sê, hierdie krag sal vir jou gegee word om innerlik sterk te word. Ek is nie sterk nie. Paulus sê, ek is nie sterk nie. Hy sê, maar jette, dankie vir die God wat in my inwerk. Dankie vir die Heilige Gees wat hier binne in my kom inwerk. En hierdie krag van die Heilige Gees binne my en jou bewerk versterking en innerlike vernuwing. So met ander woorde, wanneer ons dan nou te doen het met hierdie saak, dan kom dit daar dat Paulus kom en hy sê vir ons, ons kan vasstaan in ons geloofsoortuigings. Ek kan met dapperheid, vol waagmoed, die toekoms binnestap. Al is my verlede hoe? Al is my ervarings oor omstandighede, baie keer oor my verwagtinge wat ek gehad het in God en hoe hy moet realiseer in my lewe, hoe my gebede moet beantwoord word. Nee, met hierdie krag wat my innerlik sterk maak, sê ek, weet jy, ten spyte daarvan, gaan ek vorentoe. Die manier hoe ek vorentoe beweeg, is deurdat ek sal vasstaan in my geloofsoortuiging, dat ek met dapperheid en waagmoed vorentoe sal gaan, en dat ek my geestelike verantwoordelikheid sal aanvaar. Want as gelowiges het ons 'n geestelike verantwoordelikheid om God as goed te vertrou. Nie net te wag dat hy moet goed wees en dat die goed moet uitspeel in my lewe nie. Al is dit nie daar nie, moet ek God kan vertrou dat hy goed is, goed bedoel, goed wil wees vir my. So, geestelike verantwoordelikheid wat ek aanvaar, met God as die eintlike bron van krag, om my verantwoordelikhede te kan nakom. En nou begin dit, dat sonder die bron van krag, kan ek nie eintlik my geestelike verantwoordelikhede nakom nie. Maar God rus my so toe,
dat hy gee vir my die krag van die gees om my innerlik sterk te maak, om my geestelike verantwoordelikhede te kan nakom. Hierdie versterking en innerlike vernuwing gaan gepaard met 'n wonderlike ding. Soos wat ek my verantwoordelikheid nakom, soos wat ek innerlik vernuwe word deur hierdie kragtige werking van die Heilige Gees wat vernuwing bewerk, kom ek agter dat daar is vir my 'n beter verstaan van wie God is. Dat God drie-enig vir my baie meer sin maak en dat ek agterkom wat genade beteken. Dat genade vir my al hoe groter werklikheid word, waarbinne ek kan beweeg en leef. En God neem dus die inisiatief in sy verhouding met my, wat meebring dat ek groei in insig van wat genade beteken. Geestelike volwassenheid is wanneer ek begin om die genade van God te begryp, die genade van God raak te sien, die genade van God te verstaan, hoe dit in my lewe en ander mense rondom my se lewe sigbaar raak. Hierdie proses bring 'n geestelike volwasse wording, wat ook aangehelp word deur hierdie goddelike inisiatief. En natuurlik, dan begin ek op 'n gedissiplineerde manier daarop reageer. Want nou is ek nie net lukraak besig om te lewe nie. Ek raak bewus van die genade van God. Ek raak bewus van sy innerlike vernuwing in my. Ek raak bewus van hoe vas kan ek staan op my geloofsoortuigings. En skielik begin ek 'n gedissiplineerde lewe lei. Geestelike volwassenheid gaan oor 'n geestelike dissipline wat ek in my lewe indra. En daarvolgens begin ek lewe. En wanneer ek hierdie geestelike gedissiplineerdheid in my lewe begin toepas, dan begin ek soos 'n geestelike volwasse mens optree. Toe, ek wil net vra, hierdie beheerende krag wat jy gesê het, is dit 'n krag wat in die eerste plek sê hoe ek my gees kan en sal kan beheers, maar dan ook definitief, het jy gepraat van wonders en tekens, iets na buite, na ander mense. Is dit ook 'n beheerende krag, hoe ek my dan sal gedra om hierdie genade wat ek beleef na ander toe oor te dra, met woorde, met my lewe, met dade, met my voorbeeld. Willem, ek fokus op hierdie stadium, fokus ook op die individu, maar jy is 100% reg. Die uitspeel van hierdie innerlike, geestelike volwassenheid binne in my, is dat ek die tweede deel van die groot gebod, nie net die Here my God sal lief hê met my hele hart, siel, verstand en al my krag nie, maar my naaste soos myself. Want die oomblik as genade vir my begin 'n werklikheid word en ek begin dit beter verstaan, en dan begin ek hierdie genade ook in ander mense se lewens te vind dat hulle ook dit het. En dan kan ek raak sien hoe God met sy beweging in die lewe en in ander mense se lewens alreeds besig is om genade na hulle kant toe uit te gee, uit te deel. En ek kan hulle bewus maak daarvan. So, jy is heeltemal reg. Natuurlik moet hierdie manier van geestelike volwassenheid uitspeel in ander mense se lewens. Dit kan nie anders nie. Maar wanneer ons dan nou daaroor praat, dan is dit nie meer die geestelike volwassenheid waarvan ek nou praat nie, maar op hierdie stadium, op grond van die gebed, fokus ek net op die individu en sê, maar hoe lyk geestelike volwassenheid in my lewe? Hoe ontsluit dit? En dit is wat ek wil beklemtoon dan op hierdie stadium.
Ja, en ek bedoel, en dit is duidelik dat dit hier eintlik 'n baie persoonlike gebed is, wat hy bid vir elke gelowige, nê? Dis die gedagte wat ek kry, Willem. Dis die gedagte wat ek kry hierso. En dan die ander aspek van geestelike volwassenheid wat ek net so seilings wil noem is dat ons moet ook weet dat daar is seisoene in ons lewe. Daar is 'n herfs, daar's 'n lente, daar's 'n winter, daar's 'n somer. En wanneer 'n mens kyk na jou eie lewe, dan speel jou jare ook dat jy 'n lente en 'n somer en 'n herfs en 'n winter het. So met ander woorde, in 'n mens se daaglikse lewe en in jou jaargange beleef 'n mens hierdie seisoene. Maar ook in 'n mens se geestelike lewe het 'n mens ook seisoene wat jy belewe. En moet 'n mens weet dat geestelike volwassenheid gebruik hierdie seisoene van ons om ons beter en nog meer voor te berei deur al die verskillende seisoene. Die lente sal die vreugde wees van nuwe lewe. Die somer sal die rype vrug dra van harde arbeid wat ingesit is en 'n mens kan die vrugte pluk daarvan. Die herfs is wanneer daar bietjie getaan word aan die energie wat daar nodig is. En die winter is wanneer ek sal moet gaan sit en sê, ek is moeg. Ek is derdagend sat. Ek kan nie meer aangaan nie. En dat ek dan vir die vernuwing van die lente sal wag, maar dit sien as 'n gulde geleentheid om in die wagperiode dan ook iets anders van God te ontdek rondom volwasse wording, wat ek dalk nie sou gehad het as ek die heeltyd net die lente gehad het, of die heeltyd net in die somerseisoen sou leef nie. So het is belangrik dat ons ook weet, dat wanneer ons dan met geestelike vorming te maak het, dat 'n mens verskillende seisoene, en ook verskillende omstandighede in my lewe het, en dat ek leer om met volharding en versigtige onderskeiding te lewe wanneer ek in seisoene is, en sal weet hoe om my geloof prakties uit te lewe in elkeen van hierdie fasette van seisoene wat ek mag belewe in my lewe. Geestelike groei is 'n dinamiese ding, en geestelike volwassenheid is dit nie 'n noodwendige eindproduk nie, maar dis 'n plek waar ek meer verstaan, 'n plek waar ek voller lewe, 'n plek waar die lewe vir my meer ruimte maak om te kan voortbeweeg met beter begrip en insigte. Want geestelike groei vorm ook die intellek, die karakter, die roeping waarmee ek my geloof prakties uitlewe. En dit is wat jy nou gesê het, Willem, dat ons ook na die roeping toe moet gaan, want ek is ook geroep. So wanneer ons kyk na die intellek, moet ek vir myself afvra, terwyl ek besig is om geestelik te groei en geestelike volwassenheid te bereik, watse kennis het ek nog nodig? Watter inligting het ek nog nodig om verder te kan groei, om verder te kan ontwikkel? Ek moet dit vir myself uitmaak. Dit gebeur nie net sommer nie. Ek moet dit gaan navors. Ek moet dit gaan soek en ek moet dit doen. En ek moet dit ondersoek, en as ek dit ondersoek het, dan moet ek vir myself sê, watter van hierdie goed is bruikbaar, sodat ek dit kan indra in my lewe in. Wat moet ek daarmee maak? En dan die karaktervorming kom, dat wanneer ek begin inoefen, om die kennis wat ek bymekaar gemaak het, in te oefen en agter te kom, hoe moet hierdie kennis dan prakties toegepas word in my geestelike lewe? Dit bou karakter, want in die somerseisoen gaan ek kennis nodig hê van wat om te doen om te oes. En dan as ek die oes ingesamel het, dan moet ek met die karakter sê, nou het ek die oes ingesamel, maar ek moet weet, daar wag 'n herfs en daar wag 'n winter. So ek kan nie nou alles net uitgee, ek moet iets doen.
Josef het gegaan en hy het 'n klomp skure gaan bou met die 7 vetjare wat Egipte gehad het, sodat die maarjare graansuie suile gehad het wat vol graan was. En dan kom ons uiteindelik en dan begin ek iets verstaan van waartoe wil die Here my aanwend. 'n Geestelike volwasse mens het nie sy eie plan nie. Hy staan in diens van die Here wat hom wil aanwend. En wanneer ek by so 'n plek gekom het, waar ek kan sê, Here, wat is myne om te doen? Help my om dit gedoen te kry. En dan leef ek myself uit in dit wat ek moet doen, gedoen te kry. Dis wanneer ek my geloof dan prakties uitleef. Christo, jy het eintlik nou net oor 'n paar verse in Efesiërs gepraat en jy het gesê, die hele boek gaan oor, oor die teorie van godsdienst in die begin en hoe lyk dit dan om 'n gees of 'n geredde lewe te leef. En hier praat ons vir 'n lang tyd net oor 'n paar verse. Is dit nie wonderlik hoe die Here vir ons werklik 'n rykdom van kennis en krag en wysheid gee in sy skrif om mee besig te wees nie, want ek het nou net gesê ook dat ons nie moet dink dat die kennis wat ons nodig het om ook die woord te gaan verkondig en uit te leef van self kom nie. Nee, ons moet dit lees en ons moet dit bestudeer. Ja, hier vanoggend praat jy met ons oor 4 of 6 versies en ons is nog lank nie by die einde daarvan nie. Kom ons begin saamvat en sê, jy praat met ons oor hoe lyk geestelike volwassenheid en eintlik het jy bietjie klem gelê op dit wat Paulus miskien hiervoor bid is die individu, die enkeling wat voor die Here staan en sê, Here, gee vir hierdie elkeen van ons wat hy eintlik hier opdra aan die Here die wysheid om te verstaan hoe ons moet groei, hoe ons die seisoene moet beleef. En natuurlik, toe jy die seisoene noem, toe dink ek daaraan, ons sal nie altyd op hoe vreugdevolle noot in enige iets wees nie, ook in ons geloofslewe nie. Daar sal baie keer 'n beklemmende, as jy wil, swaarmoedige tyd kom, en daar sal ook partye wees van vreugde, uitbundige vreugde, want dis hoe seisoene mos loop, of verstaan ek dit nie heeltemal reg nie? Wel, dit is pragtig, dit is presies dit, dat ons in die vanoggend besef dat, en ons kan so 'n bietjie by volgende geleentheid verder stil staan by van hierdie ander aspekte, maar ek dink dit is belangrik dat 'n mens agterkom dat Paulus pak hierdie ding uit vir ons, en hy sê vir ons, luister hierso, wanneer ons dan met hierdie goeders te doen het, is dit 'n rykdom wat ontsluit raak, en dat ons, terwyl ons besig is met ons geestelike lewe, eintlik daagliks vernuwe kan word deur van hierdie dinge beter te verstaan en dit dan ook toe te pas in ons lewe. En ek dink die toepassing daarvan is natuurlik die uitdaging. Daarin lê die volwassenheid dat ek die verantwoordelikheid van toepassing van die skrif moet aanvaar. En dan wanneer ek die verantwoordelikheid nakom, ek dan 'n klomp ander goed bykry wat vir my eintlik 'n wonderlike verryking van my geestelike lewe veroorsaak. Baie dankie, dit was Dr. Christo Nodee, met hoe lyk geestelike volwassenheid. Miskien is daar een van julle wat met hom wil praat. So Christo, as jy bereid is, geef ons 'n kontaknommer asseblief. Jy is baie welkom om my te skakel by 082-785-1106. En dit is 082-785-1106, Dr. Christo Nodee. Christo, tot die volgende keer, baie dankie en baie seën vir jou lewe. Dankie, en mag die innerlike vernuwing en deursettingsvermoë kenmerk wees van ons week se lewe. Totsiens.